Welkom by vandag se les oor die bestuur van diversiteit in die werkplek, 'n noodsaaklike onderwerp vir die bevordering van insluiting en die verbetering van organisatoriese prestasie. Diversiteit verwys na die teenwoordigheid van verskille tussen mense, soos ras, geslag, ouderdom, etnisiteit, godsdiens en vermoë. Die effektiewe bestuur van diversiteit beteken die bou van 'n inklusiewe omgewing waar elke individu gewaardeer, gerespekteer en in staat is om hul volle potensiaal by te dra. Inklusiewe leiers speel 'n belangrike rol in die bevordering van 'n diverse kultuur. Hulle verseker gelyke geleenthede, moedig oop kommunikasie aan en skep 'n veilige ruimte waar alle stemme gehoor kan word. Die opleiding van leiers oor onbewuste vooroordeel en inklusiewe gedrag is 'n sleutelstrategie. Diversiteits- en insluitingsopleiding help werknemers om kulturele verskille te verstaan, stereotypes uit te daag en empatie te ontwikkel. Hierdie programme moet deurlopend en interaktief wees om langtermynverandering in houdings en gedrag te bevorder. Organisasies moet formele diversiteits- en insluitingsbeleide vestig en kommunikeer. Hierdie beleide moet werwing, loopbaanontwikkeling, teisteringsvoorkoming en akkommodasie vir diverse behoeftes dek. Werknemerhulpbrongroepe, of ERGs, is vrywillige, werknemergeleide kollektiewe wat netwerkvorming, mentorskap en voorspraak bied. ERGs help lede om verbind en bemagtig te voel, wat 'n kultuur van behoort versterk. Gereelde assessering van diversiteitsinisiatiewe deur middel van opnames, prestasiemetrieke en terugvoer help organisasies om vordering na te spoor en areas vir verbetering te identifiseer. Data-gedrewe besluite verseker dat diversiteitsstrategieë effektief bly en in lyn is met organisatoriese doelwitte. Ten slotte vereis die bestuur van diversiteit 'n proaktiewe en omvattende benadering. Deur inklusiewe leierskap te bevorder, opleiding te implementeer, duidelike beleide te skep, werknemerhulpbrongroepe te ondersteun en vordering te monitor, kan organisasies 'n werkplek skep waar almal gewaardeer en bemagtig voel om te slaag. Die aanvaarding van diversiteit is nie net 'n morele imperatief nie, dit is 'n strategiese voordeel.